Baie welkom aan ons kykers by die huis ook. Ek wil vanmôre met jou praat oor die sterk man. Waak teen die sterk man, en hierdie wat ons so pas geluister het, die totale bevestiging kom in Openbaring 9, waar daar 4 engele gebind is vir die uur, die dag, en hulle gaan onder die Eufrates gaan hulle die magte loslaat. Gaan lees dit staan in jou Bybel ook. Ons tragedie vandag, ons het nie Enoch se boeke nie, ons het nie die boeke van die waarheid nie, dis alles wat in die Bybel was. Die Katolieke het dit alles uitgehaal. So, wanneer daai 4 engele losgelaat word, ouens, dis demoniese magte, hulle gaan 200 miljoen demone losmaak. Hoe naby dit is, weet ons nie, maar dis net om te bevestig wat ons na geluister het. Ek wil net vinnig vir julle noem wat's besig om te gebeur. Zuma se moeilikheid, hulle soek 28 miljoen vir sy hofsaak. Ons dink ons weet wat gaan gebeur. Daar is nie geld nie. Die logiese ding is, daar gaan moeilikheid kom. Hulle wil vir hom die goed doen. Die bedrog in Suid-Afrika is totaal buite beheer. As ons kyk na die probleme met die polisie, wat nou, daar soveel bedrog in die polisie. Die logika wat hiervanaf gaan uitkom vorentoe is 'n magsposisie van die regering, want niemand gaan die polisie kan beheer nie. Want hulle beklei nou so onder mekaar, daar's honderde miljoene te bedrog onder die polisie mag. So, ons, jou en my veiligheids binnekort groot ingedrang. En onthou, as dit gebeur, kom daar outomaties martial laws, kom daar outomaties koskaarstes, kom daar outomaties moeilikheid. Alright, ek wil nie daarby stil staan, ek wil vanmôre vir julle sê, ons is nogal almal redelik aan die slaap. Die Katolieke Kerk, dis nou die interessante, dis hoekom ek hierdie klip opgesit het, die Katolieke Kerk het nou bidkamers in die kathedrale oopgemaak vir die moslems en die oosterse gelowe. So jy kan nou in hulle kathedrale, kan jy nou jou geloof gaan beoefen, en ouens, wat dink julle gaan ons maak as ons vir die moslems en die oosterse ouens sê, kom gebruik ons kerk? As ons kan geld kry, gaan ons sê, yes, great, kom. Maar besef julle die implikasies van die geeste wat inkom deur daai goed? En dis waaroor ek vanmôre met jou wil praat, oos, waak teen die sterk man, want weet julle wat, ons sit as kinders van die Here, ons sing 'n liedjie, ons gaan hom nou weer sing, laat dit reën, die Here is goed toe, laat dit reën. Maar ek wil vir jou vanmôre 'n ding sê, ons wil die hartklop van God hoor. Wil ons? Gaan ons? Sê vir my, wees oortuig na die tyd, as jy die boodskap gehoor het. OK. God se gees is nie goedkoop nie. God se verlossingswerk in die kruis is nie goedkoop nie. Alright, so die Vatikaan van die Katolieke Kerk, hulle het watchers klaar uit, die Luciferian stelsel is klaar aan die werk, en die sterkste gevalle engel is Leviathan. Daar sy prentjie. Naastenby lyk hy so, naastenby het ons hierdie prentjie gekies om vir jou vanmôre baie sterk attent te maak van waar is ek en jy? En wat dink ons is ons? En wie dink ons is ons in hierdie wêreld as ons dink ons is op 'n joyride? Jy weet, die baie interessante ding wat in hierdie lewe gebeur. Ons is op 'n joyride. Onthou julle toe julle kinders was, het jy ouers baie keer, as hulle op 'n Sondagmiddag ergens wil heen ry, dan sê julle, waar gaan ons heen? Dan sê pa, wag en kyk. O, jy ken dit. Dis om een wat 'n normale lewe gehad het. Wag en kyk, en jou belangstelling is so verskriklik. En daarom, ouens, wil ek vanmôre sê, die misleiding is so groot, en die probleem is, ons dink ons is untouchable. Ramirez sê,
As jy nie geestelike oorlogvoering elke dag doen nie, is jy en ek gedoem tot mislukking. En hier kom die moeilikheid. Is ons werklik besig om teen die sterk man te waak? 1 Tessalonisense 5 sê vir ons vers 3. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, baie mooi luister, ek het dit laasweek ook gelees. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike bederf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is veronderstel om almal kinders van die lig van die dag te wees. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Alright, so ons is okay, ons is op pad hemel toe, ons wag vir die wegraping, ons dink dis die scapegoat, ons dink as die wegraping plaasvind, gaan ons verlos word. Ja, ons gaan net verlos word van die groot verdrukking van God se toorn wat kom. Maar gaan ons in 'n ligte verdrukking ingaan? Ek dink nou is ons baie naby. Ek dink inteendeel ons is besig om dit te begin te beleef. Alright, so moenie die wegraping wil misgis met 'n ontsnap roete nie. Daarom geestelike oorlogvoering is van kardinale belang. Ek wil vir jou 3 stukkies lees. C.S. Lewis het gesê God fluister vir ons in ons plesier. God praat in ons gewete, maar God skreeu in ons pyn. Dit is sy megafoon om 'n dowe wêreld wakker te maak. Dit was die smeltkroes van lyding wat koning Dawid gesê het, leer my goeie oordeel en kennis, want ek vertrou op u gebooie. Voor ek gelei het ek afgedwaal, maar nou leef ek volgens u woord. U is goed en doen net wat goed is. Met ander woorde, daai proef waar jy deurgaan, daai lyding, daai swaar kry, is nodig, sodat ek en jy kan kom op die plek waar God sê, nou sal ek my goedheid oor jou laat uitgiet. Nou sal ek my goedheid, laat jy dit kan ervaar. Jy sien, jy kom nie op die plek van oorgawe maklik of oornag nie. Neem tyd, 'n bietjie geskop, geskreeu, en 'n paar remmerke op die plaveisel, waar jy weerstand gebied het. Nou kom God en hy sê vir Jesaja, luister wat sê hy, Jesaja 48 vers 10 en vers 11, hy sê, kyk, ek het jou gelouter. Jy kan deur God gelouter word, of jy kan toelaat dat jou sonde jou pak gee. En as dit jou sonde is, gaan jou sonde jou bly pak gee, tot jy terugkeer na God toe. En God gaan dit los. Hy gaan sê, kry jou pak. Ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie, ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Hoekom? Die volgende vers sê, hoekom doen hy dit? Hy sê, om my ontwil, om God se ontwil, om my ontwil sal ek dit doen, want ag, hoe is my naam ontheilig, en ek sal my eer aan geen ander gee nie. God se naam word ontheilig in die naam van godsdiens. God se naam word ontheilig in die naam van, ons is mos kinders van die Jesus. Die digter Ella Wheeler Wilcox sê, luister baie mooi, there is room in the halls of pleasure for a large and lordly train, but one by one we must all file on through the narrow aisle of pain. Jy sien, as jy op 'n trein gery het, op die slaaptrein, die blou trein, dan is dit die mees luxuries, die lekkerste, maar die oomblik as jy in die gange gaan om te gaan eet, dan is daar nie plek vir twee om langs mekaar te loop nie. En jou en my pad na God se koninkryk toe, ouens, word nou 'n enkel paadjie. Daar is nie meer 'n dubbelpad nie, daar is nie meer two-mindedness omtrent hierdie dinge nie. Daar kom 'n skudding, daar kom 'n skoonmaak, en as ek en jy hierdie skoonmaak gaan minag,
Dit gaan om God te verheerlik. Hoekom? Want wat het God gesê in die begin? Hy het jou naam en my naam geskryf in die boek van die lewe. En hy het gesê die werk wat ek begin gaan ek klaarmaak. Maar ek en jy kan kies om te sê ek gaan nie God se wil doen nie. En dan moet God sy aangesig laat sak voor die duiwel, die Leviathan. Want hy kla ons mos dag en nag aan. Hoop julle weet dit, wat die woord sê. Hy kla ons dag en nag aan voor God. En nou kan jy nie verstaan hoekom kan jy nie deurbrake kry nie. Jy kan nie verstaan hoekom jy nie in oorwinning kom nie, want die duiwel kla jou aan en hy's wettig besig om met die regte goed jou aan te kla, want die duiwel kan jou nie van iets vals aankla nie. En daarom het ek en jy 'n stryd, ons het 'n oorlog wat ons moet beklei. Die Bybel sê hierdie soort swaar kry, maak juis deel uit van dit waartoe God ons geroep het. Jy sien, daar's nie 'n maklike manier om soos Jesus te word nie. Dit verg ongemak en dit kos pyn. Maar die goeie nuus is ek en jy is nie alleen in hierdie vuur nie. God weet presies hoeveel hitte nodig is om jou en my by die plek te bring waar ons tot bekering kom. So hy maak bietjie die oond warm, nie die helse oond nie. God sit daai hitte so bietjie warmer en bietjie warmer, dan sê hy, ek is besig om jou te smelt, ek sit jou in 'n kroes. Dank God nie so silwer nie, dan daar niks van ons oorgebly nie. Maar hy sê ek gaan hierdie hitte, hierdie vlam gaan ek so bietjie opstoot, want ek wil hê jy moet heilig uit hierdie ding uitkom. Ek wil hê jy moet my verheerlik in hierdie smeltkroes waardeur jy nou gaan. En dan kom koning Dawid, hy sê, U is net goed. U is goed en doen net wat goed is. En ouens, daarby kan ek en jy nie baie maklik verbykom nie. Jesaja 48 vers 10. Skus, ons het hom gelees. Markus 4:35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant toe. Kan ons gou net weer daai prentjie kry asseblief? Sien maar in jou gees, daar, die disippels, Christus slaap op die boot, hy's in beheer, maar kyk wie's agter op die agtergrond besig, die Leviathan. Alright. En hulle die skare verlaat en hom net soos hy was saamgeneem in die skei en daar was ook ander skeitjies by hom en 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing en het hom wakker gemaak vir hom sê meester, gee nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan, die wind bestraf en vir die see gesê, swyg wees stil, die wind het gaan lê en het groot stilte gekom. Toe daai disippels saam Jesus in daai bootjie gaan, die dag toe jy vir Jesus ja sê, toe sit jou bootjie. En nou dink jy ons moet dit vanmôre anders hê. Ons moet dit nou gemaklik hê. Ons moet nou plain sailing hê. Ons gaan nou gemaklik na die eindstreep toe. Alles behalwe. Alles behalwe. Jy sien dis 'n geveg om in die koninkryk van God in te kom. Die Bybel sê dit. Die bestormers bestorm die koninkryk. Hoe desperaat is jy vanmôre om te sê ek sal veg vir hierdie oorwinning om in te gaan in daardie koninkryk? Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. Hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Ons is vol bravade. O, ek sal hierdie goed. Jy moet vanmôre een ding baie fyn dadelik by my hoor. As jy die audacity het vanmôre om te dink jy kan Leviathan aanvat, gaan jy slaag kry. Jy gaan slaag kry nog nooit in jou lewe nie. Of jy jou skrif gee. Of jy jou skrif gee. Die disippels het 'n moeilike pad begin. En omdat hulle daai pad geloop het, wat maak jou nou besonder dat jy hom nie gaan loop?
Hulle moes omloop. Ek en jy moet omloop. Kyk bietjie wat sê hy vir ons in Judas vers 9. Wil julle nou voorstel in hierdie groot ouetjie. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel, dis Leviathan, in woordenstryd was oor die liggaam van Moses, het Michael is die kampioenvegter van die hemelse leer. Jy kan maar gaan lees, as daar hulp ingekom het, dan hulle vir Michael gaan roep. He was the mighty warrior angel. Maar jy sien toe hy te doen kry met Leviathan, toe sê hy, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het gesê, God sê jou bestraf. Maar jy sien, ons het vol bravade geraak, ons het vol van onsself geword, en ons het gesê, man, weet jy wat, bring het aan, bring maar die duiwel, ons sal hom vat. Jy vat Leviathan in jou lewe nooit aan nie. Weet julle hoekom nie? Ons gaan nou by die waarheid kom. Leviathan is dat aan homself. Hy speel in die see, woord sê so. Hy het 7 koppe, die woord sê so. Hy het onderdane. Hy het demoniese magte wat sy vuil werk doen. En dis wat ek vanmôre vir julle wil uitlig. Wat bind jou? Ons dink ons is op pad, hemel toe. Mag God vanmôre, as ons hier klaar is, vir jou en vir my laat besef, dat daai wind van God deur jou moet waai, dat jy in totale oorwinning kan kom. Jesaja 27 vers 1 sê baie interessante ding. Hy sê, in die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Nie ek en jy nie, jy kan nie. En weet jy hoekom kan jy nie? Ek kan na God toe kom, en ek het dit gister weer gedoen, en ek dank die Here, voor ek iets doen, voor ek met julle praat, moet ek deur 'n ding gaan. En ek kon gister vir God vra, breek hierdie Leviathan se kop. Maar dan moet ek die onderdane van Leviathan uitleer. Jy moet hulle bely. Kan julle verstaan hoekom is hy so sterk? Hy het 'n klomp, hy het miljoene demoniese magte onder hom. Weet julle wat se tragedie? Hy hou die kinders van die Here vas. Hy hou vir jou vas. Of dit nou vanmôre verslawing is, of dit 'n gewoonte is, of dit alles wat God nie behaag nie, moet jy van ontslaa raak. Alles. Nie soveel as wat jy dink jy moet nie. Nie so dat jy dink, wel, wie ek het daarom nou die en die gelos, so die Here is tevrede nie. Nee, God soek alles. Of niks. Alright. Ja, kom ons kyk gou na hierdie kronkelende slang se onderdane, sy demoniese magte. Die eerste ene is vrees. Ons het dit nou gelees. Vrees het oor almal gekom, oor die storm, en toe kom daar vrees. Dis die vrees wat ek vanmôre afbid. Wie is hy? Die kerk het nie meer vrees vir God nie. As jy vanmôre God vrees, gaan jy op jou aangesig bly lê. Jy gaan besef hoe vuil sondige mens is jy. As jy vanmôre die vrees van God in jou lewe het, gaan jy by sy voete bly tot die Heilige Gees se salwing kom en die juke breek. 'n Slegte week gehad hierdie week. Ek het gesien hoe worship hulle. Ek het gesien hoe aanbid hulle. Ek het gehoor hoe sê worship leader, wow, voel die salwing. En ek vra vir die pastoor wat langs my staan, is ek van die pad af. Ek is nie 'n salwing. Die kerk het 'n show geword. En direk na die sogenaamde salwing, en ek sê dit baie versigtig, wil nie laster.
Direk na die sogenaamde salwing, toe spring daar klomp kinders op die verhoog en hulle hip, hop en jump. En nou moet julle so maak en julle moet die en nou skielik, waar's die vrees vir God? Waar's die respek vir hom? Ouens, die geesteswêreld se baie realiteit. As jy nie oorlogvoering doen nie, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Ek praat uit die mond van 'n ou wat 25 jaar 'n Satan aanbidder was. Hy het saam met Satan tee gedrink. Letterlik sitting teen in sy woonstel. Hy sê as jy nie geestelike oorlogvoering doen nie, gaan jy sink. Jy gaan dit nie maak nie. Ek wonder hoekom het Paulus gesê, neem die volle wapenrusting van wie op? Maar ouens sê ek los die duiwel, dan los hy my. Hy los jou nie, hy het jou. Hy worry nie oor jou nie, he's got you in his pocket. Jy's op pad hel toe met oop oë en jy kom dit nie eers agter nie. Dis die tragedie. So, vrees is een van die onderdane. Trots is 'n ongelooflike ding, dis wat die duiwel sy plek in die hemel gekos het. Hy het hom verhef bo God. Ons is besig om onsself bo God te begin verhef. Jy doen dit dalk nie met jou woorde nie, maar jy doen dit met jou dade. Jy leef met jou sonde en jy dink God is okay. Hy is nie. Aanvaar dit nie. Jy dink God moet vir jou ja sê vir alles. En hy sê vir alles nee. Maar die fout is nie by God nie, die fout is by jou. Nog 'n onderdaan van hy sterk man daar is beheer. As jy 'n manipuleerder is jy totaal vol van demoniese magte. My Bybel leer dit vir my. Wat het die duiwel gedoen? Met 1/3 van die engele beheer. Het hulle gemanipuleer. Ek verstaan nog nie daai een nie, maar ek verstaan in 'n mate dat hy hulle van God kon aftrek. Hierdie heilige, almagtige, verskriklike groot God. Hy sien, as jy mense manipuleer, het jy die gees van Satan in jou. En God haat dit. As jy nie in liefde dien nie, is 'n demoon besig om jou lewe te beheer. Enige vorm van ongehoorsaamheid. As God sê, dis so, en jy sê nee maar, vergeet dit. Jy's ongehoorsaam en die tragedie is, daar's 'n demoniese mag in beheer van jou lewe. So Leviathan sit hier bo. Hy roel, want ek kan nie vir God vra, breek hierdie sterk man se houvas op my lewe nie, want ek laat toe dat hierdie ongehoorsaamheid deel van my lewe bly. Die tweede ding wat sterk staan onder hom, sterk man, is waarseery. Waarseers is nie die ou met die kristalbol en die caravan nie. Die kerk is vol waarseers. Almal moet jou goedgelowiglik glo wat jy sê. Ons het hierdie week ook 'n redelike moeilike ervaring gehad met die werklikheid van die demoniese magte. Ons is by 'n sekere skool, ons het daar gaan bid, en toe ons daar bid, en ons vat hande in daai personeelkamer, toe sê ek vir die ouens wat saam met my daar is, watch hierdie woord wat ek nou vir julle sê. Jy gaan 'n helse aanval kom op julle ouens. Daai aand toe kom dit. Die volgende dag toe breek jy hel los. Dis die werklikheid. Dis die realiteit. En my woorde aan hulle was, die verraaier gaan in hierdie kring onder die Afrikaner kom. Want die Bybel leer dit vir my, Judas. En ons Afrikaner, ek weet nie, ek so jammer, ek moet dit altyd op lig sê. Maar ons Afrikaner van Pieter Retief se tyd af, kon nie saamstaan. En as dit kom by geestelike oorlogvoering, en jy kan nie aanhou sy rug toe maak nie, gaan jy slaak kry.
God gaan die duiwel toestemming gee om jou slaag te gee. Onthou wat ek vir jou sê vanmôre. So waar sê hy? Is dit Bybels natuurlik? Dan loop 'n vrou agter Paulus aan en sy sê hierdie manne is van God. Wat is die verskil? Het sy die waarheid gepraat? Natuurlik het sy die waarheid gepraat. Wat was haar motief? Geld. Want toe haar werkgewers sien, hulle bron van inkomste het opgedroog. Want Paulus sê, gaan uit. Jy sien, ek en jy kan waar sê in die kerk ook. Ek kan vir Susara 'n ding vertel, want ek het gehoor sy het nou net 'n huis verkoop vir 2 miljoen. Nou kan ek vir die mooiste goed, ouens, dit is hoe die kerk werk. Dis hoe pastore ook werk, ek weet. Ek het dit beleef. So ek kom gee vir Susartjie 'n mooi woord, en môre betaal sy vir my so 100,000 in my rekening. En ek was 'n waarsêer. Dis eintlik 'n professionele bedelaar en 'n dief. Mag God jou bewaar van dit. Manipulasie bly 'n baie groot ding, God haat dit. Dan is daar nog 'n ding wat onder hierdie Leviathan baie sterk het, dis vals profesie. Die Here sê, stop vir daai woorde. God sê, moenie, ek het dit teen hierdie profete wat sê, God sê, en ek het dit nooit gesê nie. So pas op baie sterk vir dit. Dan is daar 'n gees van verstrikking, wat jou gees verstrik. Dat jy nie kan bid nie. Wanneer jy wel gaan bid, is jy altyd doodmoeg. Jy kan nie deurbreek nie. Jy het hierdie vaakheid, jy het hierdie moegheid, daar's net niks wat vir jou regloop nie. Daar's 'n verstrikking in jou gees. Maar gelukkig is hier net 'n klomp super Christene, boetie. Daai gees van verstrikking bring altyd vir jou uitputting. Hy bring vir jou swaarmoedigheid. Hy maak jou depressief. Hy beperk jou gebede. Hy het 'n houvas in jou lof en aanbidding. Hy het 'n houvas op jou roeping. Hy's besig. Hoekom? Weet julle ouens wat was vir my so tragies verlede week daar by die netwerk saamkoms. Ek het gekyk na ouer pastore wat daar gestaan het en hulle was verbuisterd om te sien wat gaan op die verhoog aan in die naam van aanbidding. Wat 'n klug. Dat daai ou pastore so geskok was, want waar is die salwing? Waar is die Heilige Gees? Maar ons kom en ons wil hom ryp druk, ons wil. God sê, maar dis nie ek nie, is jou wil. So wat jy doen is nie wat ek wil doen nie. En my hart het so uitgegaan toe ek na hierdie ouer manne kyk, en ek sê, ag Here, maak hulle net toe. Maar die skok was vir my net so groot. OK. Hoor wat ek sê, net die Heilige Gees asem van God kan dit herstel. Met ander woorde, dit waarvan ons so min ervaar, naamlik die salwing van die Heilige Gees, is die enigste krag wat die juke en die vloeke kan breek. Derde sterkman, hardloop weer terug saam met trots en rebellie, en dan saam met dit selfverheffing. Ek is dan maar oulike ou. Kyk, ek kan hom alles doen. Jy sit jouself altyd op die voorgrond. Jy is besig om Satan te aanbid. Want dit is wat hy wou gehad het. Hy het vir daai gevalle engele gesê, kom aanbid my. Ek wil myself hoor as God stel. As jy dit enigstens in jou lewe het, is 'n demoon besig om jou te beheer. Vreeslike woorde wat ek vanmôre sê. Verdraaiing van woorde, praat hy 2 monde uit, voor jou sê ek dit, voor haar nou sê ek dat. Sien julle wie se beheer? Leviathan. Jy gesien 'n slang, sy tong is so. 2 monde. As jy 2 monde uitpraat en daar's nie daai waarheid en jy kan nie by jou woord bly nie,
is Leviathan totaal in beheer, is daar 'n demoniese mag wat jou beheer. Maar ons is vry in Christus. Dink weer asseblief. As jy die waarheid verdraai om by jou aan te pas, is jy totaal vasgevang. Wat sê die woord? As jy hierdie dinge bely en aflê, met ander woorde, bely en laat staan, sal jy gered word. Hoor jy wat sê hy nou? Die belyding, die sonde ding, die genade ding, die Jesus ding, die alles, ek neem Jesus aan, hy is my koning, hy is my verlosser, eenmaal gered, altyd gered, nou gaan ek hemel toe, sorry. As van hierdie goed by jou lewe en in jou lewe steeds teenwoordigheid is, gaan jy hel toe. Nie volgens my woord, nie volgens sy woord. So sonde bely en laat staan, sal ons gered word. Psalm 74. Ek wil vinnig daardeur hardloop. 'n onderwysing van Asaf. Hoor 'n bietjie wat sê hy. O God, waarom het U my vir altyd verstoot? Waarom rook U toorn teen die skape van die weide? Dink aan U vergadering wat U, hoor wat sê hy, in die voortyd verwerp het. Daar was 'n sitting, ou, voor hierdie wêreld was, voor ek en jy was daar 'n vergadering. Daar's boeke geopen, daar's name geskryf. Wat 'n teleurstelling gaan dit wees as ons voor God moet gaan staan en die boek van die lewe is oopgemaak en jou en my naam was in die boek, maar is uitgevee of doodgetrek. Wat U verlos het om die stam van die erfdeel te wees aan die berg Sion waar U op gewoon het. Hoor wat sê hy, hef U voete op na die ewige pynhope, alles het die vyand in die heiligdom verniel. Die kerk is net so besmet. Die heiligdom is verniel. Right. Die teenstanders het binne in die vergaderplek gebrul. Hulle het hulle tekens as tekens gestel. Tekens as tekens. Nou gaan ons die Here loof en prys. Nou gaan ons dit doen. Nou gaan ons dat doen. Enige afgod is demonies. Daai wel Vladimir, ek het iets geskryf. Demons are squatters. Wie van julle hou van squatters? As hy op jou erf kom squat, dan kom sit sy ou sinktyd, gaan jy hom daar los. Okay, maar hoekom laat jy toe dat die duiwel bly? Demons are squatters, they need to be evicted. Jy moet hom uitsit. Net jy kan, want jy moet bely. Okay? En jy moet eerlik kan wees voor God. Hy sê 'n ander ding. False gods aren't just idols. Met ander woorde, dit wat vir jou belangriker as God geword het, is 'n demoniese mag. Wat ook al is dit jou kerkbywoning wat so vrot is. Jesus het gesê, moenie die onderlinge byeenkomste. En wat begin kerke nou doen? Hulle begin compromise om allerlei snaakse goed te doen om die kerk vol te kry. Dis 'n idol, dis 'n demoon. Dis 'n demoniese mag. Right. Hy sê vers 5, dit lyk soos wanneer iemand byle omhoog hef in 'n digte plek bome. Nou kyk, hier kom die verwoesting en nou, die houtsnyer daarvan het hulle alles met byle en hamer stukkend geslaan. Die verwoesting, die kerk se verwoesting is binnekant. Waarvan af kom die verwoesting in die kerk? Hy kom van binne af die kerk. Hy kom soos met die Judas, hy sit om die tafel saam Jesus en in daai verwoesting breek hy die kerk van binne af. Pas op wie jou beheer. Alright, hulle het die heiligdom in die brand gesteek tot die grond toe, die grond wat het hulle, die woonplek van die naam ontheilig. Daai het gebeur 70 na Christus. Hulle het in hulle hart gesê, laat ons almal saam onderdruk. Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand. Ons is terug daar. Dis terug daar.
Die kerke brand af oor die wêreld. Die kerke maak toe in Suid-Afrika. Die tragedie is, ons kerke maak toe, want ons kinders van die Here sogenaamd wil nie die knie buig nie. Ons wil in ons trots en ons hoogmoed bly. Kerke word afgebrand. Dis 'n kwessie van tyd. Hierbo, net hierbo, in die DRC, in Nigeria, word die Christene nou honderde per dag doodgemaak. Hulle kerke word afgebrand. Kerke in Rwanda word toegemaak. Oor die hele Afrika is hulle besig om kerke toe te maak. In Suid-Afrika wil hulle die kerke toemaak. Weet julle daarvan? Weet julle hoekom is die optogte in Pretoria? Maar ons het nie 'n saak nie, weet julle wat? Dis 'n aanhouse probleem. Dis jou en my probleem, want ons sit in die kerk en ons dink ons is op daai blou trein, lekker in luxury op pad hemel toe. Moenie te lekker gemaklik raak. Hier kom die tragiese. Ons sien nie ons tekens nie. Daar's geen profeet meer nie. En by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie. Sien ons die tekens? Sien ons die goed wat besig is om te gebeur? Maar nee, ons is in ontkenning. Want my geloof sê een ding, neem jou wapenrusting, begin beklei. Ouens, weet julle wat gaan in ons skole aan? Het julle gelees hierdie week wat het gebeur met die skole? Het julle gehoor, hulle het klaar besluit, hulle vat subsidies weg. So van R900 te kind na R300 toe. Wie kry nou die moeilikheid? Die ouers. Jy het vir my sê, jy kan nie vir ons kinders bid nie, het jy nie 'n hart nie. Want Jesus sê, as jy nie so kind word nie, gaan jy ook nie in die hemel in. Ons is te apaties, ons is te eenkant, ons sit op ons eie flipping troontjies en ons dink dit gaan met my goed. En solank dit met my goed gaan, het ek vrede met die wêreld. Jy het 'n demoon in jou. Dis iets wat jy moet gaan bely. Hoe lank, o God, sal die teestanders smaad aan doen? Sal die vyand u naam vir altyd verag? Vraag, waarom trek u hand, ja, u regterhand terug? Trek dit uit u boesem, vernietig. Weet julle hoe naby is die vernietiging van hierdie aarde? Weet julle hoe naby is die vernietiging van hierdie land? Met Ramaphosa wat hierdie week gesê het, hulle gaan aan met die saak teen Israel. Ons is almal onder 'n vloek, want ons is onder 'n gees van beheer. En wat het gebeur? Ons het gemaklik geraak, ons laat die regerings vir ons besluite neem, ons is te bang om op te staan, ons is te bang om ons mond oop te maak, ons is te bang om geestelike oorlogvoering te doen. Ons los dit vir ander ouens. Ek sê jou vanmôre sê, ek gaan nie jou geveg beklei nie, want jy gaan jou eie heil met vrees en bewering voor God moet uitwerk. Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde. U het deur u sterkte die see geklief. U het die koppe van die seemonsters op die water verbreek. Nou praat ons van die Leviathan. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. Wie is dit? Die Oosterse land. Dink daaraan. Hulle word so beheer deur hierdie hele ding van die Leviathan. Hulle word so beheer deur hierdie demoniese magte. U het 'n fontein en stroom oopgeslaan, u het standhoudende riviere laat opdroog. Hierdie is die goed wat kom in Openbaring 9. Die Eufraat gaan opdroog. OK. Aan u behoort die dag, aan u behoort ook die nag. U het hemelligte en son vasgestel. U het al die grense van die aarde bepaal. Somer, winter, u het hulle geformeer. Dink hieraan. Die vyand het die Here gesmaad en 'n dwaase volk mag God gee dat dit nie Suid-Afrika is nie. Het u naam verag. Ons volk het skuldig geword aan hoogmoed. Skrikkelik. Selfbeheptheid, eie ek, eie waan, trots. Gee aan die wilde diere die siel van die tortelduif nie oor nie, vergeet nie vir altyd die lewe van die ellendiges nie. Aanskou die verbond, wat die donker plekke van die land is vol wonings van geweld. Laat die verdrukte nie beskaamd terugkom nie, laat die ellendige en behoeftige
Hier's 'n les om te leer. Die elendige en die behoeftige, God se naam kom prys. Want die oomblik as jy dit doen, kom jy in oorwinning. Ek is elendig, ek is behoeftig. Wat is my behoefte? Ek soek hierdie gees van God. Ek is elendig, want hierdie gees van God is nie in beheer van my lewe nie. Kan jy vanmôre jou ellende sien? As jy daar kom, is God gereed om die Leviathan se kop af te kap. Maar ek moet dit kom erken voor hom. OK, staan op, o God, verdedig Isak, nie jou saakie. Jy's besig om skande en skade in sy naam te bring. Dis sy saak. Dink aan die smaad wat u die hele dag aangedoen word deur 'n dwaas. Ja, ouens. As jy daai sonde bly toelaat, is jy besig om skade aan God se naam te bring. Vergeet nie die geroep van die teestanders nie, die rumoer van die opstandige vyande wat altyd deur opgaan. Dag en nag, dag en nag, dag en nag, dag en nag, die teestander, dag en nag, herinner hy aan God, aan jou en aan my foute. Wanneer kan die Satan voor God staan en God vir hom sê, jy het geen aanklagte nie. Geen. Ja, maar jy het geen aanklagte teen daai kind van my. Bly staan. Hoe klink dit nou in die hemel? Hoeveel keer word jou naam genoem? Uit die verkeerde kant uit. Hoeveel keer word jy aangekla? Ek sluit af Johannes 10:10. Baie bekend. Die dief kom net om te steel, te slag, te vermoes. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Waarmee is die duiwel besig om by jou te steel, te verwoes, dood te maak? Ek het 'n klomp goed genoem, daar's baie meer. Julle wat is met die tragedie. Ons het verlede week hierdie papiertjie uitgegee van oorlogvoering. 148 het 2 oorgebly. Ons het 150 gemaak. 148 is in die kerk uitgegee verlede week. Ek wonder hoeveel van hulle het hierdie pad geloop. Ek wonder hoeveel van hulle het in die asblik beland. Ek wonder hoeveel van hulle is ernstig neergegooi en geberre. Ek wonder hoeveel van ons het die erns van hierdie ding begin besef. Want ons is besig om te sink. God se woord. En ek wonder hoeveel van ons het een van daai goed gebid. Want weet julle wat? Wel, ek like nie wat hier staan nie, ek is self-righteous. Dis nie vir my nie. Is ons reg? Daai reën en hierdie reën is 2 verskillende soorte reën. Daai reën maak dat hierdie plante groei. Goddelike droogte maak dat hierdie plant vrek. 'n Boom geplant. Vergeet die waterstroom. Daar kan nie 'n waterstroom wees as ek nie suiwer is nie. 'n Dooie boom kan by 'n waterstroom staan en hy kan al die water opsuip deur sy wortels. Hy gaan dood bly. Ons moet ophou pretend. Ons moet ophou voorgee. Laaste skrifgie wat ek wil uithaal, tweede laaste een, ekskuus, 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is die Gees waar die Gees van die Here is. Sien nie waar's vryheid. Met ander woorde, as die Heilige Gees nie in beheer is nie, is ek en jy gewat. Jy's gebind. Jy's vas. Jy kan nie deurbrake kry nie. Jy kan nie in oorwinning lewe nie, want die Gees van die Here alleen bring vryheid. En die oomblik as ek en jy in daai vryheid lewe, kan die duiwel voor God kom staan en hy kan 'n tantrum gooi en God kan sê,
los hom. Jy het niks teen hom nie. Dan kyk jy op sy verhaal. God sê, gaan doen wat jy wil, maar jy los sy lewe uit. En dan, wat doen hy in die einde? Hy sê, het jy gelet op my diensknegt. God spog mee. Moenie jy spog oor jouself nie. Hoogmoed. Jy's niks. Ek en jy is niks. Wat ons op hierdie aarde het, is genade. Onbeskryflik. Onbeskryflik. En dan sê hy daar in Jesaja 55, ek wil net vir julle iets lees. 55 vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Hoekom het ons helm van verlossing? Die kwaaddoener bedink. Niks wat God verheerlik nie. Alright? En laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal God jou barmhartig wees. En tot onsse God, want hy vergeef menigvuldig. Wow, en as jy in daai vergifnis instap, dan is dit soos kettinge wat afval. Dan is jy vry. En daarom my gebed vanmôre is, ek het 2-3 verklaringe wat ek vir julle wil lees. Ek is bekleed met nederigheid en vrede. My denke, my woorde, my verhoudings is geanker in waarheid. Ek staan vas in Christus. Hoor wat sê hy? My rug is sterk in sy geregtigheid. Ek wandel in lig, helderheid en geestelike balans. Heilige Gees, asem u lewe in my in. Hoor gou wat sê, dit is my so uniek uitgelê. Vul elke plek in my wat deur pyn, trots of druk leeg geraak het. Herstel my liggaam, siel en gees. My longe, my hart, my ruggraat. Mag ek 'n ding sê? Tyd laat ons manne weer ruggraat kry. En my verstand tot goddelike orde. Hoor wat sê hy? Laat u salwing soos olie deur my vloei en bring genesing, vrede en vryheid. En dan kan ek sê, ek is vry deur Jesus Christus. My asem, my liggaam, my lewe behoort aan God. Geen slang of verdraaiende gees sal oor my heers nie. Die Here is my krag, my geneesheer en my bevryder. Ek wandel in vrede, nederigheid en in oorwinning in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus. En dan sal God, die sterk man in jou lewe, sal hy breek. Maar tot jy die onderduintjies nie uitgekleed, belei het en laat staan het nie, sal die sterk man in beheer van jou lewe bly. En jou voorland is die hel. Dis die hel. Dis nie 'n ander pad nie. Dis nie my woorde nie, is die Bybel. Kan ons vanmôre daai liedjie weer sing, Toby? En dink bietjie wat julle sing terwyl julle praat van die hartklop. God se hartklop is, God soek gehoorsaamheid. Maar ons soek die tweede een ook baie sterk wat hy sê, sy asem. Vra God vanmôre om weer sy asem in jou in te blaas, om nie te maak
wat die vyand kom steel het. En as jy vanmôre gebed nodig het, uitnodiging is oop. Stap vorentoe, sal saam met jou bid, met groot liefde. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied.